Goeiemôre almal. Ek sê vir julle welkom vanoggend in die huis van die Here. Ons is hier in minder goeie omstandighede. Maar ons is hier in die teenwoordigheid van die Here om troos te vind, om hoop te vind en 'n stukkie geloof waaraan ons vashou. En natuurlik gaan ons harte uit na Sandra, na Shannon, Rico, mannetjies en elkeen wat vir Rian lief was en naby aan hom geleef het. Rian is die 10de Maart 1974 gebore en het ons verlaat op die 12de van April. Ek lees graag hierdie. Hy het met krag gestap, hy het met genade liefgehad en sy merk op elke plek gelaat. Op stil maniere het hy alles gegee, 'n vaste hand, 'n gids vir elkeen. Al is hy vandag uit ons sig, sy liefde bly, dit verlig ons pad. Ons sê nie verlang tot siens nie, in ons harte leef hy steeds voort. Kan ek vra dat julle almal staan asseblief? I know you're up in heaven, but damn, it hurts like hell. 'Cause I'd just be pretending if I said anything else. And I know God don't make mistakes, but this sure feels like one. That won't change the facts, that won't bring you back. So I'll cry 'cause it's over, smile because we had you. Packed a whole lot of living even though it ended all too soon. And in time I'll start healing, but even when I get that feeling, no matter where I go or what I do, I'll never not remember you. Thank God for all the memories and pictures on my phone. They don't fill the empty, but I feel less alone. And I know you're with the angels, right where you belong. 'Cause you were one to us, you left a legacy of love. So I'll cry 'cause it's over, and smile because we had you. Packed a whole lot of living even though it ended all too soon. And in time I'll start healing, but even when I get that feeling, no matter where I go or what I do, I'll never not remember you. You lighten
up a whole room like that. You made us think, made us feel, made us all laugh. You always giving that shirt off your back. I miss you bad, I miss you bad. So I'll cry 'cause it's over, smile because we had you. Packed a whole lot of living, even though it ended all too soon. And in time I'll start healing, but even when I get that feeling, no matter where I go or what I do, I'll never not remember you. Oh, I promise you, I'll never not remember you. Kom ons buig die hoofde. Here, dit is in dae soos hierdie wat woorde ontbreek. En ons kom met stikkendheid, met hartseer, en ons kom buig voor U met baie vrae. En al wat ons wil hê is gemoedsrus, hoop, vertroosting, sekerheid. Maar ons kom met 'n tikkie dankbaarheid, want U het Rian vir ons geleen vir 52 jaar. Glad nie so lank nie, sou dit graag langer wou gehad het. Maar Here, dankie vir dit wat in ons harte voortleef. Die gedagtes, soos hierdie foto's wat ons nou gaan speel. Dankie vir 'n man, dankie vir sy liefde, sy beskerming, sy omgee. Dankie vir 'n pa, vir 'n broer, vir 'n vriend, vir 'n gemeentelid, wat nooit gehuiwer het om sy hande uit te steek, te help, te dra, lief te hê, om te gee. So Here, wanneer ons hier vandag sit, en ons nou ook die woord oopmaak, sal U met ons praat. En gee vir ons iets, wat ons beter laat voel, wanneer ons vandag hier vertrek. In Jesus' naam. Amen. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall.
In a world where heroes come and go, where God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Sandra, ek het 'n hele paar dae geworstel, wat gaan ek vandag sê? Ek het nie eintlik self geweet nie. Maar ek het toe besluit op Psalm 8. En ek hoop dat die Here vir julle uit hierdie Psalm uit vandag 'n bietjie troos sal gee. Kom ons lees dit. Vir die koorleier met musiek, 'n Psalm van Dawid. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teestanders, die vyande en die wraakgieriges, tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre, waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Die mens se kind dat U na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Nou, ek dink almal wat ver oggend hier is, kan daarmee identifiseer dat dinge gebeur met ons. Daar gebeur slegte goed met ons. Ons kry slegte nuus van siekte. Ons hoor van gebroke huwelike en verhoudings. En dan die dood van 'n geliefde. En dit is moeilik om antwoorde op al hierdie goed te vind. Ons vra altyd hierdie vraag, hoekom, waarom? Hoekom nou juis op hierdie oomblik? Hoekom Sondagoggend? Rian se dood is een van daai seer dinge wat 'n mens nie eintlik weet hoe om te beantwoord nie. Nou, ek het al baie goed in my lewe gehoor
van moontlike antwoorde wat mense wil gee. Ek het dit nou die dag vir Sandra ook genoem en vir die kinders genoem. Die Here het die blommetjie gepluk op sy mooiste. Wat 'n klomp bog. Dis 'n goedkoop antwoord. Want ek weet nie eintlik wat om te sê nie. Ek het nie 'n antwoord nie, Sandra en kinders. Ek probeer saam met julle iets logies hier uitmaak. En dis moeilik. En ek dink nie dis verkeerd dat ons vra nie, dat ons vra hoekom en waarom, want met hierdie vrae wat ons vra, is ons eintlik besig om antwoorde te soek, en met ons geworstel met hierdie lewensvrae, kom ons uiteindelik by 'n bietjie berusting uit. Maar 'n antwoord is nie maklik om te gee nie. Ek het al selfs in tye van krisis en van hartseer gewonder, waar is God nou? As hy dan nou sê, hy is 'n liefdevolle God en hy gee vir my om, hoekom gebeur hierdie goed met ons? Is hy regtig so lief vir ons as wat ons dink? Mag ons vir 'n oomblik twyfel oor God? Dan wil ek vandag vir julle sê, ja. Ek dink die mooiste voorbeeld in die Bybel van iemand wat getwyfel het en gewonder het, is seker maar Job. En dan dink ek, is ons as mense regtig so belangrik vir hom? Hy sê in Genesis 1 en 2 dat ons is die kroon van sy skepping, ons is sy verteenwoordigers, ons is na sy beeld gemaak, ons is kosbaar, ons is vir hom belangrik, hy stel ons in beheer van sy ganse skepping. Regtig, wil mens vra. Miskien lê daar 'n stukkie troos in Psalm 8, as ons daarna kyk. Want hierdie Psalm is vol van kontraste. Praat van God, die wonderlike skepper van die heelal aan die een kant. En dan praat dit van die mens aan die ander kant. Dan praat dit van die hemele en die sterre. En in daardie tyd het die ander volkere geglo dat in die hemele is die sterre eintlik maar gode en hulle is verantwoordelik vir die skepping en vir die mens. En daarteenoor die suigeling, die babietjie, die geringste, die hulpelose, wat so afhanklik is van mense om hom. Dan hoor ons van loof God, en dan hoor ons van laster God. So daar's kontraste. Maar die grootste kontras in hierdie Psalm is eintlik God aan die een kant en mens aan die ander kant. En die psalmdigter kom eintlik en hy roep ons op om die Here te loof. Nou, ek voel nie op die oomblik om die Here te loof nie. Ek kan nie dink dat julle op hierdie oomblik sou voel daartoe dat ons die Here moet loof nie. Nie na aanleiding van wat hier afspeel in die kerk nie. Maar eintlik wil hy sê, loof die Here, want daar's 'n goeie rede daarvoor. En die rede lê in die woorde, ons Here. Die woord Here wat hier gebruik word in Hebreëus is Jahweh, wat ons in Afrikaans as Here vertaal, maar wat eintlik sien op die gebruik van die verbondsgod. Die Here wat jou uitgekies het, die Here wat oor jou wag hou, die Here wat jou aanvaar het en wat jou onverskrokke, sonder beperking liefhet, wat vir jou sal sorg en wat vir jou sal dra, en as verbondsgod jou nooit sal wegstoot nie. So ek dink, Shannon, Rico, mannetjies, as ons daarin iets kan raak sien van die grootheid van God, dat die psalmdigter sê, hy is hierdie Here, wat sy kinders nooit
wegstoot nie en nooit verlaat nie. En dan sê hy ook ons Here om iets van daai persoonlike verhouding uit te druk. Hy is so naby aan ons dat ons hom as ons Here kan aanroep. So moeilik dit ook al vir julle as familie is om op die oomblik te sê, Here, wil ek tog hê julle moet weet, hy verstaan, hy het begrip, en hy is in julle stikkendheid, is hy met julle, want hy beloof, hy het julle gekies. Julle is kosbaar, en julle is belangrik. God is 'n verhoudingsgod. En soms lyk die lewe maar vir ons woes en deurmekaar. Maar die psalmdigter sê, loof God. Hoe kan ons in hierdie oomblik die Here loof? Dan wil ek sê, en julle uitdaag, en julle vra om die Here te loof, vir julle pa, vir jou man, vir jou broer, vir julle familie, vir ons gemeentelid. Want in eie reg was hy kosbaar. En was hy belangrik. En in julle oë was hy 'n groot man. En dis waarom julle die Here kan loof. Vir dit wat julle ontvang het vir soveel jare. Dit wat julle kan vorentoe neem in julle harte. So miskien maak dit nou sin dat ons uit hierdie verhouding wat God met ons het en dat hy vir ons mense op ons pad gegee het, 'n man, 'n eggenoot, 'n vriend, 'n pa, ook 'n vriend. En ons kan die Here loof daarvoor. Dis die eerste deel van die Psalm. Dis die een kant van die muntstuk. Die kontras aan die ander kant is die mens. Nou ja, as ons vandag oor die mens moet praat, dan kan ons seker met groot teleurstelling praat oor die mens. En ek dink baie keer moes die Here ook maar self met die tong in die kies oor sy skepping, sy skepsel praat. As julle reg herinner, was hy op 'n stadium moeg vir die mens. In die begin van Genesis 6, het hy die gevoel gekry, miskien moet hy maar die mens verwoes. Maar hy kon dit nie oor sy hart kry nie. Kan dit nie oor sy hart kry, om die mens klaar te maak nie. Gaan lees maar ook Hosea 11, want die Here op die punt is om sy volk te verwoes, dan sê hy, ek kan dit nie oor my hart kry nie. Want dit is wie die mens vir hom is. En dis die troos wat ons het as mensdom. Want die psalmdigter sê hier, wie is die mens nou eintlik dat God aan hom dink? Dat God aan hom dink. Hy dink die heeltyd aan ons. Elke sekonde van die dag dink hy aan ons. Ons Here Jesus Christus het opgestaan uit die dood, opgevaar in die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, waar hy elke sekonde van die dag vir ons intree by die Vader. Dis hoe kosbaar ons vir hom is. Hy het ons gekies om hom te verteenwoordig in hierdie wêreld. Hierdie woordjie, dink aan ons, is om te sê, hy is naby ons. Want dit is wat gebeur as jy aan iemand dink. Daai oomblik wanneer jy aan daardie mens dink, is jy naby aan hulle. En hy wil sê, God is die heeltyd naby aan ons. God is op die oomblik baie naby aan julle. Al mag dit nie vir julle so voel nie. En hy dra vir julle. Dit lyk duister, môre en oormôre, ek weet. Wat gaan ons doen? Wie gaan die finansies hanteer? Waar gaan die geldjies vandaan kom? Wie gaan die deure in die aand sluit? Wie gaan seker maak die slot is op die hek? Baie vrae, baie bekommernisse.
dinge wat duister lyk. Julle rolle gaan ietwat verander. En dit lyk vreemd en dit klink vreemd. En 'n mens wonder, hoe gaan ons kan aangaan sonder Rian? Maar dan wil ek vanoggend vir julle sê, Sandra, die Here is naby aan jou. Hy gaan vir jou dra. En oor 'n paar maande gaan die seer ligter wees. Gaan nooit regtig weggaan. En daarom wil ek vandag ook vir jou sê, en vir jou Shannon, en vir jou Rico, vir jou ook mannetjies, huil maar. Dis nie 'n skande nie. Dis 'n uitdrukking van julle liefde vir julle pa. Dit bring genesing. Dit maak gesond. So wanneer jy alleen in daai kamer lê, Sandra, en die hart sy jou vat, huil hom goed. Maar weet, van volgens hierdie psalmdigter, sê, die Here dink aan jou, hy's naby jou, want jy is kosbaar. Hy sal die pad vir jou reguit maak. Hy's die lig vir jou voet. Hy sal vir jou meer en beter maak as 'n oorwinnaar. Want hy dink meer van julle en van ons almal as van die hemelwesens, sê die psalmdigter. Hy sê, julle sal heers oor alles. Daar sal oorwinning wees. Julle is oorwinnaars. En julle sal heel aan die ander kant uitkom. My gebed vir julle is, mag die Here regtig vir julle vertroos. Vir julle bystaan. En vir julle heel aan die ander kant laat uitkom. En weet verseker, hier's al hierdie mense hier vandag, wat daarmee kom sê het, Sandra, Rico, Shannon, ons is hier vir julle. So druk op hulle knoppies. Druk op myne, druk op die gemeente se. Julle sal oorwin. Amen. Kom ons maak die oë toe. Baie dankie, Here, vir u woord. En ons hoor so 'n stukkie troos daarin en 'n stukkie bemoediging. En ons kry 'n bietjie hoop. En dit is my gebed, Here, dat u regtig vir Sandra sal toevou met u genade en met u liefde en u teenwoordigheid vir onsekere tye wat vir haar voorlê. En ook vir Shannon en vir Rico, dat hulle ook sal weet, u is daar, net 'n sug ver, net 'n traan, want u ken ons harte en u weet wat daar leef. En ek bid vir mannetjies in sy gesin. En ek bid vir al die familie wat geraak is. Vir al die vriende, elke gemeentelid. Dat hierdie tye van dood ons weer by mekaar bring. Laat ons vergewe en vergeet van die goed wat ons vir mekaar gesê het en aangedoen het. Dis nou die tyd om dit mekaar reg te maak. Maar ook met u. Want die lewe is so kort. So kort. Ons is in die hande. Vat ons en lei ons deur u Gees. Om u te soek, u wil, mekaar, die liefde, die omgee, die begrip, vergifnis, genade. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil nou geleentheid gee vir die huldeblyke en Sandra, wil jy graag eers kom? Hallo almal. Ek weet nie waar om te begin vandag nie.
Ons het die week gepraat en as Rian 'n stoet gesien het met 7 karre, dan het Rian vir my gesê, daai gaan my begrafnis wees. Want daai ou het nie vriende gehad nie. As hy vandag sien wat ons sien. Rix het my in die week gevra, is my pa deel van die maffia? Dan het jou ma dit vandag uitgevind. Onthou dit. Toe jy vanoggend uitstap en pa staan voor die huis, het jy teruggekom en gesê, nou weet ek, my pa is die maffia. Ek en Rian se storie het begin in standaard 2. Ons was saam in die klas. Standaard 4 het ek, hy en Blom saam padpatrollie gestaan. Weet nie waar is nie Blom. Standaard 5 het ons gekuis. Hoërskool toe. Toe move ek saam met my broer. Toe moet jy eens wag staan. Matriek. By die Dices op jou rooi Skyline se boot het Rian vir my gevra om uit te gaan. En dis waar ons storie begin het. Op die oomblik kan ek nie sien nie, want ek het my bril nie, so ek praat uit my hart uit. Mano, jy het vanoggend langs my kom sit. Rian watch ons, nee. Jy weet dit. Daar's vir Rian gesê, maak jou oë oop met jou broer en Sam. So, jy het nou nog ietsie om langs my te kom sit. Ons familie het hom geken, nie as 'n oom nie. Boet, Lyn, Johan, daar's te veel om op te noem. Hy was julle braai buddy, Cindy, hy was jou chongolola. Daar's so baie om op te noem. Hy was die beste braaier. As Boet kos gemaak het, Boet kan net kos maak omdat hy gegoogel het. So, dis hoe hy jou onthou. Kief, jy was sy cycling magazine. As hy iets gesien het hy jou ge-WhatsApp. Dan kom ek by Kaap Palace. Kaap Palace was Rian en Rian was Kaap Palace. Johan, ek het party dae gedink, Rian is Biba Kos ook, want rarig. Ek weet nie. As hy jou ge-WhatsApp het, gaan view gou vir my kar. Klim in die kar, dan ons moet gou gaan view. Johan is besig. Ek gaan al daai goed mis. Ek het vir Jannie gister gesê, toe ek die tweede keer chemo gekry het Jannie vir my 'n bird feeder kom opsit. Hy het gelaas vir 4 maande. Jy en Jacobs lok nie voels. Hy het hom afgehaal. Jy moet hom kom terugsit. Sy honde was sy alles. Hy het groot geword in die bed en hy het gesê, at least sal ek weet, jy sal nie 'n ander man kry nie, want hulle like nie van honde in die bed nie. My broer cheat te veel. Hy moet sy allergies gebruik. Geduld het hy nie gehad nie. Hy het gesê, ek het dit nie gekry nie, Marlyn, jy het dit gekry, het hy gesê. Jy het al my geduld gekry. Daar was so baie goed wat ek van Rian kan sê. En as hy moet vandag weet wat in hierdie kerk aangaan, sal hy ons nie glo nie. Ek het gister vir hom gesê, toe ek hom gesien het, vandag praat ek, jy luister, want volgens Rian het ek en die kinders nooit ore gehad nie. Hy was 'n man, hy was 'n pa, en ek het nie woorde vandag nie. Ons 3 sal saam staan. Rix, die week het ons baie geëet, gou lunch en gou ontbyt.
Ek weet nie van ons familie wie gaan deel nie. Rian was 'n deler en hy het geglo. As ons gaan eet, moet ek en hy iets deel. Ek sê dankie vir Spaarse Coffee Shop. Hulle muffins of hulle scones was groot genoeg. Halfte vir jou met kaas, halfte vir jou met room. Boet het nou die dag gesê, San, julle kon die kleinste dingetjie bestel, maar daai ding sal julle deel. Ek gaan baie takeaways huis toe vat, het Shane gesê, en ek gaan vet word. Ons sal 'n rooster optrek, wie gaan saam met my kos deel. Want dit gaan voortleef. Ek sê dankie vir Harvey Tiles op ons laken, want Rian sal tot daai laken gewas het. Ons was die enigste huis in Dallery wat se dak gewas was. Dit is wie ek wil hê, julle moet weet wie Rian was. Die mense wat vir Rian op die stand gesien het, dat 'n hulseiler hom nog nie in die boot gedruk het nie, weet ek nie. Rarig waar. Etienne, Ermole gaan nooit weer dieselfde wees nie. Movie, kan hy nie 5:45 wees nie, ek wil al ry. Rian, almal is nie jy nie. En so kan ek alles en alles opnoem. Ons vakansie is geboek vir Desember. En die eerste en die enigste worry wat hy gehad het, was hoe gaan poepies op die strand loop. Hoe gaan poepies op die strand loop? Ons het tafelskoene om op te staan, my kinders, vol te staan. Hy het nie geglo aan 1 nommer groter koop nie. Ons moet 2 nommers groter koop om pa se voete vol te staan. Om pa se voete vol te staan. Onthou julle pa vir wie hy was. Sy normaal was vir ons abnormaal. Ons kon nie verstaan nie hoekom Rian so is nie. 5 uur moes sy hek gesluit gewees het. Dan was dit sy tyd saam met sy familie. Shane toe hy terugtrek huis toe, kon hy nie verstaan hoekom is hy nog nie by die huis. Toe moes hy sy tye aanpas, laat jy oefen en 6 uur kan inkom. Hy het gelewe vir sy oefen. As hulle my gebel het en ek het sy foon geantwoord, het hulle vir my gesê, hardloop Rian, of ry fiets. Jy was meneer Souler, Rian. Jy het alles getoets om te kyk wat vat krag. Die enigste ding wat nie krag gevat het nie, was jou tredmill. Rico, hou op. Die yskas so baie oopmaak, dit vat krag. Daar's baie dinge wat ons gaan herinner aan ons pa. Daar's baie dinge. Jy het die week gesê, julle swipe alweer daai kaart vir kos. Ons het nog tot Sondag tyd om daai kaart te swipe vir kos. Onthou net wat het pa julle geleer. Onthou net, klou daarin vas. As dit nie vir ons familie was en ons naby vriende en almal wat vandag in hierdie kerk sit nie, dink ek nie sou ons 3 dit oorleef het nie. Toe man haar harties toe trek, was sy woorde gewees, nou moet ek stiek met jou Gogga familie. Dit soos jou ons gedoop het, Rian. Ons was die Gogga familie. Maar wat jy vir ons beteken het, ons het 70x70 sakke sout opgeëet. Ek het jou gryshare gegee. En al wat jy vir my gesê het, is ons stiek. Die 14de Maart was ons 28 jaar getroud. Dis die eerste keer in Rian se lewe wat Rian ons huweliksherdenking vergeet het. Ek dink hy het my voorberei vir wat kom. Want as hy vir my gesê het, happy anniversary son, we still stick together, no matter what. En ek gaan dit nooit weer hoor nie.
Die aand by die stand, Johan, Michael, Jannie, Bravo. Dit was 'n anniversary om te onthou en dis wat ek vir Rian gesê het. Ek sal dit nooit vergeet daai aand nie. Nooit. Hy het gewag vir 'n kar van Weeby of Johan en jy weet dit. Waar Rian die stand in 2 minute oopsluit, dis wat hy maandagooggend vir my gesê het ons daai aand 35 minute gevat. So julle moet weet. Ek weet nie wat om te sê nie. En weer eens sê ek, as Rian vandag hier gestaan het, waar ek gestaan het. Ek weet nie wat sy gesê het nie. Sondag toe ek vir Dominee vra, stuur net vir my 'n gebedjie op. Het ons gesit daarbo waar ons nog altyd sit. Al die jare. En Shane het vir my gewys, kyk my boetie. Rian het ons in die bank gehou tot ons kollekte ingegooi het en toe mag ons eers uitgegaan het. Dit was wie Rian was. Ek kan nie vir julle sê, daar's te veel stories om te vertel van Rian. Mense onthou hom soos, hy was altyd netjies. In die oggend het hy opgestaan, hy het hom mooi gemaak. Hy het sy roompies op sy wangetjies gesit. Ek het vir hom gesê, hoekom doen jy dit? Ek het meer plooie as jy. En hy het gesorg dat hy altyd mooi is, voordat hy sy Bybel vat. Maak nie saak wat nie. Dit was wie Rian was. Die dag toe 'n vrou by die stand vir hom sê, wat 'n kar gekoop het. Die vrou het vir my gesê, ek sien jy hou ook van die jong blare. En Rian het gevra, wat sê jy? Sy sê, ek sien sy hou ook van die jong blare. Rian sê, weet jy wat? As jy weet sy het al 2 keer deur chemo gegaan, dan sal jy dit nie volgesê het nie. Hy het altyd 'n sêding vir iets gehad. Hy het altyd vir my opgestaan. Vir 23 jaar het Rian elke oggend 7:15 my kom haal. Dan ons stand toe. As die stand gelig het boet, het jy vir Manna gebel en gewaarsku, moenie stand toe gaan nie. As Manna by die stand was, het hy vir Boet gebel, moenie stand toe gaan nie. Ek weet nie vir wie gaan julle vandag bel nie. Rian is 'n moeilike mens, maar Rian was Rian. Ons gaan hom nooit vergeet nie. Ons gaan hom nooit vergeet nie. Sy legacy sal aangaan. En die laaste ding is, Rian is so chuffed geweest om te weet hy verjaar saam met Chuck Norris. So, wat hy en Chuck Norris doen, weet ek nie, maar al wat ek weet is, oupa Gert en oupa Piet het hierdie week al gesê, wat het ons vir Sondag om hierdie te verdien. Sondag aand was die donder weer en die blitse het geslaan. Ons 3 was by die huis. Johan, Boet, Lionel het op hulle stoep gesit by die huis. Ek het vir daai 2 kinders gesê, jou pa is by die huis. Johan, jou woorde, hy ruk die pearly gates, want hy wil in. En dit is hoe dit geklink het. Rian wag vir niemand nie. Hy maak sy eie hek oop. Ek weet, ons het nog 'n lang pad, maar ons gaan nie deurkom. Shannon het gevra dat ek vir haar namens haar en Rico die volgende sal lees. Liewe pa, my drafbuddy, my beste vriend, my eerste liefde, die life of the party. My trane is vlak, my hart in stukke en my woorde min.
Nooit het ek gedink hierdie dag om totsiens te sê, sal so vinnig kom nie. Pa se lag is stil. Pa was net anders gewees, want wie gaan nou agter my aanhardloop? Met 'n teaser of 'n taser en sê, jy beter vinniger draf. Ek sal ewig dankbaar wees vir die kort tyd wat ons dit saam kon doen. Ek gaan pa so baie mis op maniere wat moeilik is om in woorde te sit. Pa se raad, teenwoordigheid, pa se stem, die klein oomblikke, soos 'n herinnering, iets wat pa sou gesê het, of 'n oomblik wat ek wens ek met pa kon deel. Dankie vir alles, vir die lesse wat pa my geleer het. Self die wat ek nie altyd verstaan het nie. Vir pa se ondersteuning deur die moeilike tye wat ons saam deurgemaak het. Pa se opofferings en die maniere waarop pa jou liefde gewys het. Deur pa se woorde, dade en deur net daar te wees. Nog net enetjie, dan kan ons huis toe gaan, of okay, ek gaan een kry vir die pad. Ek verstaan nie hoekom jou boetie se alarm 4 keer moet afgaan voor hy opstaan nie. Die foon optel met 'n ja of yes. Vir ons was dit nooit hallo nie, en dis nie herinneringe wat ons altyd sal bybly. Ek sal pa elke dag saam met dra in die manier hoe ek dink, en die keuses wat ek maak, en ek beloof om pa trots te maak in alles wat ek doen, ongeag die vrou wat ek vandag is, sal ek altyd pa se dogtertjie bly. Ek, ma en boetie sal mekaar ondersteun en bystaan soos pa sou wou gehad het. Ons moet. Moenie worry nie, ons sal mekaar aflos om die drein uit te spuit, en ek weet nou nie so lekker van die huis se dak was nie. Ek dink vir veiligheid sal ons maar iemand kry vir daai deel, maar dit sal gedoen word soos pa dit sou gedoen het. Ja, ons weet, ons moenie so baie oor die gras ry nie. Ons sal probeer. So nou en dan het ons wel onsself verstom oor ding wat pa gedoen het, maar dit is wat pa uniek gemaak het. Ek hoop pa weet hoe diep pa geliefd is en hoe baie pa gemis gaan word. Rus sag, my liefste pa. Love you always and forever, Shane. Rico, wou jy iets gedoen het? Is reg. Daar was Frikkie, of soos wat ek nou hier agter gekom het, soos julle hom ken, Poepies. Is nou iets wat ek ook van Frikkie geleer het. Frikkie is in die hospitaal en hy kon nou nie vandag hier wees nie, maar hy het vir my gevra, hy het dit vir my ge-WhatsApp en ek moet dit asseblief lees. My swaar, my liewe swaar, waar begin 'n mens? Hoekom en waarom, Here? Hoekom het Irian so vroeg van ons weggevat? Vir die eerste paar dae wou ek nie met u gepraat het nie, want dit was seer. Swaar, jy was nog jonk en gesond en daar het nog so baie voorgelê wat jy nog wou doen en na uitgesien het. Maar vandag berus ons by die Here se besluit, want hy het sy kind kom haal. Jy was reg om te gaan, want jou lewe was reg met almal hier op aarde en ook met die Here. Jou behulpsaamheid, jou verdraagsaamheid gaan nog baie gemis word. Daar is 2 dinge wat ek oor baie hartseer is en wat jy nie sal beleef nie. En dit is om oupa te kon gewees het. Rian, baie dankie wat jy vir ons almal se kinders en hulle kinders beteken het. En ons het uitgesien na die dag wat jy oupa sou word. Jy sou die beste een gewees het. Die ander ding is jy gaan nie hier wees wanneer ek my protese gaan aanpas en jy my gaan sien loop nie. Maar ek gaan vir jou loop, Swaar. Die familie en vriende sal weet waarvan ek nou praat. Swaar, die jaar het jy al 2 keer geval en 2 kere het jy opgestaan, want dit is wie jy was. Maar die 3de val op die 12de April was dit nie jou beskore gewees nie. Want dit was die Here se besluit. Ons mis jou geweldig baie en gaan nog baie. Wees gerus. Shannon en Rico en San sal nou mooi gekyk word. Lief jou baie, Poepies. En daar is nog iemand wat, ek dink dit is jy wat wil kom, asseblief. Iemand, ek weet, iemand wat wil kom iets sê en ook dankbetuigings doen, asseblief. Ajo Rian, Rimpies, Torrie, hoekom het jy ons agtergelos?
Ons het oor so baie dinge gepraat wat ons nog wou gaan doen. Ja, jou was jou ja en jou nee was jou nee. Daar was net 'n reg in jou woordeskat. Verkeerd, amper reg het nie bestaan nie. Jou woorde was, as jy iets wil doen, doen dit nou, later is dalk te laat. Jou spreekwoord, you do it for me and I will do it for you. Jy sou my nog 'n nier geskenk het, as die een van my opgepak het. Jy was altyd so ernstig daaroor. Jy was jou vrou se steunpilaar. Jy het San bygestaan deur dik en dun, net so San jou ook ondersteun het. Jy was nie net 'n pa vir jou kinders nie, maar 'n vriend, 'n opregte voorbeeld en hulle hero. Rico het jou take volgestaan die naweek op die plaas, maar ons het jou so baie gemis. Jou sê goed, jou idees, jou glimlag. Jy het beskik oor die vrugte van die Gees. Jou liefde het uitgestraal na ander. Jy was altyd vriendelik, vrolik en gelag. Jou getroudheid, regverdigheid kon niemand miskyk nie. Jy was nederig en het ander bo jouself geag. Was altyd tevrede met die minste. Jy het omgesien na jou naaste se behoeftes. Jy het altyd die vrede probeer bewaar. Jou geduld was iets om van te leer. Tot op 'n punt dan het jy jou sê gesê. Ek gaan jou oproepe mis elke week. Ja, ou Jan, kom jy huis toe die naweek? Gaan ons ietsie doen? Waar gaan ons die rappie kyk? Jy was nie net my vriend nie, maar 'n broer. Ons kon altyd ons probleme geskille, idees openlik met mekaar bespreek en altyd tot 'n oplossing vergelyk kom. Kwaad vir mekaar het nie tussen ons bestaan nie. Dankie vir Saterdagmiddag se kuier. Ons het so lekker gelag, gepraat oor ander wat siek was, min wetend dat jy Sondag nie meer daar gaan wees nie. Ek bid elke dag dat ons Hemelse Vader sy vertroosting sal uitstort oor families wat geliefdes afgestaan het aan die dood, met wetend dat dit so skielik vir ons ook bedoel is. Gaan moeilik wees, want ons weet nou is jy op 'n beter plek. Geen meer pyn, probleme of bekommernisse nie. Ons het ook 'n Bybelvers, Johannes 11 vers 25 tot 26. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Rus en vrede ons ou maat, jy sal altyd in ons gedagtes wees. Jou ou brombeer, Jannie. Dankie. Sandra het vir my gevra of ek ook die bedankingssinnaal vir haar sal hanteer namens die familie, HEMS nooddienste. Sê baie dankie vir wat hulle gedoen het. Lilani wat vir Kief bygestaan het, vir Chaz en ook die begrafnisdienste, Kurs Funeral Services, KCS Sekuriteit, almal wat kos afgelewer het, al die boodskappe, al die WhatsApps, al die oproepe, dit word opreg waardeer. Ook vir Pieter wat speel vanoggend en die besige bye wat ook in die saal help. Ons sê vir julle almal baie, baie dankie. Ek gaan nou die draers wat die kus gaan uitdra, net vorentoe roep, en nadat ek die seën uitgespreek het, sal hulle dan uitloop, en dan gee ons net kans dat hulle eerste uitgaan, en dan die naaste familie direk na hulle, en dan sal die res van die verrigtinge by die lijksvaar gebeur. Rico, Manna, Leon, Boet, Dolf en Johan. Kom julle maar gerus vorentoe. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees en bly. Mag sy liefde en sy teenwoordigheid ons almal toevou in hierdie oomblik van seer. En laat ons rus vind deur die Gees wat in ons woon. Amen. Early morning,
There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst, but how could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye to someone who's been with me for my whole damn life? You gave me my name and the color of your eyes. See your face when I look at mine. So how do I say goodbye when I couldn't? You always saw the best in me. Right or wrong, you were always on my side. But I'm scared of what life without you's like. And I saw the way she looked into your eyes. And I promise if you go, I will make sure she's alright. So how do I say goodbye to someone who's been with me for my whole damn life? You gave me my name and the color of your eyes. See your face when I look at mine. So how do I say goodbye? And there's no way you could ever let me down. Gonna steal some time and start again. You'll always be my closest friend. And someday we're gonna make it out. Just hold the light. Just hold the light high, high. So how do I say goodbye